Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad Woensdag, die 22ste April. Mag dit regtig vir julle sommer net 'n wonderlike dag wees hier in die begin van ons winter. Ons raak net so wyle stil. O Heilige Gees, U wat binne in ons woon, die Gees van Christus self, waar ons is tussen die opstanding van Jesus, die hemelvaart en die uitstorting van die Gees. Om bewus te wees dat U Gees, o God, in ons woon. En dat die Heilige Gees wat binne in ons woon, aanwysers is na Jesus Christus. En dat ons wat die Gees in ons het, moet beleef en kan beleef, dat ons die heeltyd mense moet wys na Jesus deur ons lewe. Here, help ons daarmee. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, so ons is nou so aan die einde van 2 Timoteus, 1 en 2 Timoteus en dan nou ook inderdaad Titus word eintlik beskou as die pastorale briewe wat Paulus geskryf het. 2 Timoteus ook beskou as die laaste brief wat Paulus dan nou ook ooit beskryf het. Paulus, liewe vriende, praat van Timoteus in 1 Timoteus 1 vers 2 as my ware kind in die geloof, en 2 Timoteus 1 vers 2 praat hy van hom as my geliefde seun. So Paulus het 'n ongelooflike verhouding gehad met Timoteus. Timoteus heel moontlik tot bekering gekom met die eerste sendingreis wat Paulus gehad het. Timoteus op hierdie stadium in Efese, liewe vriende, waar hy dan ook die evangelie verkondig, is 'n invloedryke handelsstad. Dit is die sentrum van heidense aanbidding gewees, veral die god Artemis. 'n plek waar valse leringe inderdaad begin posvat het. Elke ou is mos nou dan daar iemand wat weet wat gaan aan. En so het Paulus op die ou net te hore gekom daarvan, en Paulus het toe begin om dan nou vir hom 'n brief te skrywe en met Timoteus te kommunikeer. Brief geskrywe so om en by 66, 67 na Christus. En nou kom sê Paulus vir Timoteus hier in 2 Timoteus 3 die volgende. Ek gaan nou nie weer vir julle die ander nie, ek het elke keer gee ek maar vir julle 'n bietjie die konteks al gegee. Hy kom praat met Timoteus en hom sê hy, dit moet jy weet Timoteus, dubbelpunt. Dit moet jy weet, my kind, jy moet hiervan kennis dra, kom sê Paulus. Nou vriende, weer eens soos ek vir julle sê, julle moet julle eie naam daarin sin. Dit moet jy weet, daar staan nie Timoteus nie, maar hy praat mos met Timoteus, né? So hy sê hierso eintlik, dit moet jy weet, Rian, dubbelpunt. Dit moet jy weet, Cordelia, dubbelpunt. Dit moet jy weet, Marika, dubbelpunt. Dit moet jy weet, Dwayne, dubbelpunt. Dit moet jy weet, Alwyn, dubbelpunt. Dit moet jy weet, Pieter, dubbelpunt. Dit moet jy weet, Marlene, dubbelpunt. En so kan ons aangaan. En dis ook vir julle ook sê, dit is hoe ons die Bybel moet lees. Anders lees ons hom net as toeskouers, so 'n nice boekie. En my nice daai het afgespeel. Dis hier die woordwerkie, die Heilige Gees kom. Natuurlik is dit in konteks geskryf. Ek sê dit altyd vir julle. Natuurlik is hierdie brief absoluut vir Timoteus geskryf. Maar die Heilige Gees is mos nou betrokke wanneer ek en jy hierdie goed lees, nie waar? So die Heilige Gees kom praat hier in die boek met jou en my. Daarom sê ek, ons moet die boek persoonlik maak in die sin van om te sê, maar o Heilige Gees, wat kom sê U deur hierdie boek vir my? Ek is nie Timoteus nie, dit is so. Maar U kom praat mos met my asof ek Timoteus ook is, né? So dit is hoe ons altyd na die Bybel moet kyk, jy weet. Anders lees ons wat Dawid sê en lees ons wat Petrus sê, lees ons wat Matteus sê. So nee, maar dit is hulle goed.
dit is daar geskryf, ons moet die konteks dan ag neem, ons moet weet wanneer goed, soos byvoorbeeld die vrou vriende wat moet stil bly, weet mos nou, dit is 'n kulturele ding, ons kan nie daarby, dit moet ons regstel, dit stel ons ook reg, né, ensovoorts. Dit moet jy weet, Rian, dit moet jy weet, Pieter en Swan. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Want ons is in die laaste dae. Wanneer die laaste tyd is, dit weet ons nou nie, né? Wanneer die eindtyd presies is, dit weet ons, kan 2000, 3000, 'n miljoen jaar wees. Ons weet dit nie, maar as ons na alles rondom ons kyk, lyk dit vir ons of ons in die laaste dae is. So ons is eintlik inderdaad altyd in die laaste dae, né? In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees. Geldgierig wees. Nou kom ons net gou by die twee. Is dit nie waar nie? Mense is geweldig selfsugtig. Mense is geweldig geldgierig. Die sien ons in ons regering, dis volop. Volop. Vol 'n veer vir ander mense, né? Absoluut, ja, geld na. Maak nie saak hoeveel lyk jy daar agter uit. Nou sê Paulus, jy moet weet in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Hoekom? As gevolg waarvan sal die swaar tye kom? As gevolg van mense wat selfsugtig is, gaan dit oor me, wat met die ander gebeur, gee my. Hy's geldgierig, sodat ek net keer geld kry, maak ek nie 'n saak of ek op 110 mense trap. Hy sê, dit is swaar tye, daar sal groot praterig wees. Mense praat groot, ja, dit is ek, dit hang van my af, kyk, ou Trump is natuurlik 'n absolute 'n groot voorbeeld daarvan. Absoluut groot praterig. Hy is verwaand en beledigend, né? Dit is nou baie goeie eienskappe wat ons op hierdie stadium van 'n Trump sien. Die laaste dae sê hy sal 'n swaar kry kom, want hoekom? Die mense sal so lyk, hulle sal selfsugtig wees, hulle sal geldgierig wees, hulle sal groot praterig wees, gaan dit oor die eie ego, die mense wat die vermoë gaan hê om introspeksie te gaan hou, wat is verkeerd in hulle lewe nie, nee, hulle sal groot praat, sal verwaand wees, arrogant wees, beledigend wees teenoor hulle medemense, ongehoorsaam wees aan hulle ouers, ondankbaar, né? Baie keer is hoe jy dit nou al, hoe geweldig ondankbaar mense is, ongodsdienstig, die sien ons volop, liewe vriende. Dis die laaste dae, ongodsdienstig, wat beteken dit om ongodsdienstig te wees? Dit beteken jy is nêrens betrokke nie. Beteken jy is nie betrokke by God se kerk nie, want God se kerk is wat? Is Jesus se liggaam. Jy is nie betrokke daar nie, jy kom nie eintlik by die woord uit nie, jy praat nie eintlik met God nie, jy vra vir hom 'n paar wenslysie miskien, jy is eintlik totaal los van die gemeenskap van gelowiges. Jy laat eintlik nie meer dat God se woord jou rigting bepaal nie. Ongodsdienstigheid, dis volop vriende. Europa en daai plekke volop. Ons land volop. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters wees, bandeloos wees. Bandeloos beteken maar net seksueel losbandig wees, né? Wreed, ons sien dit vriende, ons sien dit hier rondom ons, né? Sonder liefde vir die goeie, ons sien dit is volop, ons regering is weer eens 'n mooi voorbeeld, nie die hele regering, maar omtrent 3/4 as dit nie 90% is van hulle nie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos, hooghartig, hulle sal eerder liefde vir genot hê, as liefde vir God, né? Eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Jy sien dit, liewe vriende. Jy sien dit op Sondae byvoorbeeld. Sondae is vir mense niks meer nie. Dit gaan eintlik net oor hulle eie genot. Dit gaan oor me. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdienst hê. Baie mense so 'n sousie behoort. Hy sê nou Paulus kom sê wat Timoteus. Dis hoe die laaste dae lyk. Hy sê jy moet dit in gedagte hou. Die swaar tye kom, hoekom? Omdat dit is hoe mense lyk. Hulle gee eintlik nie meer om nie. Hulle sal nog die uiterlike skyn van God, so hulle sal lyk, hulle sal nog die regte geleidemakers in geselskap bekom, maar hulle is soos 'n leedop, daar gaan niks aan nie. Maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Hulle sal nie ken nie. As jy Sondagoggende, liewe vriende, of Sondaande die gemeenskap van gelowiges daar saam is om God te aanbid, dis waaroor dit gaan. Jy gaan nie kerk toe nie, ek en jy is nie kerk. Om God te gaan aanbid. Liewe vriende, dit is deel van ons DNA. Dit is deel van 'n gewoonte in ons lewe wat crucial is vir ons. En die oomblik as jy begin losmaak van daai gedagte, gaan jy maar eintlik jou eie God raak, né?
Bly weg van sulke mense af, kom sê Paulus vir Timoteus. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Groot waarskuwing wat Paulus vir Timoteus kon gee, né? Maar dit moet julle weet, dubbelpunt Piet Jan Koos, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig, geldgierig, grootpraterig, verwaand, beledigend teenoor hulle medemense wees, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig, liefdeloos, onversoenlik. Hulle gaan oor versoening nie. Kwaadpraters, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, hooghartig, sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. En ek en jy, kom sê Paulus vir Timoteus en vir ons, moet anders wees. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.